Ek wil met julle praat oor die Emmausgangers. So as jy Bybel hier so het, kan jy my oopmaak daar by Lukas 24. Ons gaan daar by vers 13 begin. En ek weet nie wie het enigiemand nog 'n Bybel hierso dalk, of as jy nie, yes, Adrie, jy kan vir ons by Deuteronomium 31 vers 6 oopmaak. Jy gaan nou vir ons lees. Is dit reg? Is daar enigiemand nog? Iemand kan oopmaak. Jaco, ek sien jy het 'n online Bybel daar. Hebreërs 13 vers 5. Ons gaan dit nou gaan ek vir julle sê, dan gaan jy dit vir ons lees. Maar ek onthou, ons is karavaners, as 'n familie. Ons is nog altyd, vandat ons getransferiet groot geword in 'n familie, waar hulle karavaners was, en hulle het altyd gaan kamp, en ons het getroud, en toe ons getroud is, toe raak ek maar deel van dit, en ons het eventueel ons eie karavaan gekry, en ons is ook nou maar al die jare, my kinders ook groot geword met dit. En ek weet, ons het altyd so plekkie gehad, Skosburg, waarna ons altyd gaan, het was altyd lekker, en ons het so toe gaan op 'n stadium, toe skuif ons bietjie rond, ons het elke jaar het ons Wildtuin toe, Warmbad en see toe gegaan. Dit was standard issue. En ons het sommer drie stands geboek, want daar Pale en Sissie, ons het almal saam gekamp. En het is altyd lekker gewees, ons het altyd uitgesien na Desember, maar ons het altyd teruggaan na die plekke toe, en toe ons het begin kinders kry, en dinge begin bietjie skuif, het ons begin Mosselbaai toe gaan. En Mosselbaai was altyd 'n lekker kampplek vir my, en persoonlik vir my is het altyd lekker gewees om terug te gaan Mosselbaai toe. Want as iets daar's iets wat jou altyd terugtrek so intoe. En ons het die laaste 2 jaar na ander plekke toe gaan, maar my hart is nog in Mosselbaai. En net so, mense, is daar 'n plek wat ek en jy altyd wil terugkom na toe. Dit is 'n plek by die voete van Jesus. En partykeer gaan ons so 'n bietjie draaie, en partykeer vat ons so 'n bietjie draaie, en partykeer loop ons bietjie na ander plekke toe. Maar daar's altyd iets wat ons wil terugbring na daai plek toe by Christus. En yes, ek weet, ek het ook al draaie geloop in my lewe, maar as ek my vind, dan is daar altyd hierdie brandende gevoel wat my terugbring na die voete van Jesus toe. En ek wil met jou praat oor twee mense, twee manne, wat in Jerusalem was vir 'n lang tyd, en toe gebeur daar iets, en hulle besluit om Jerusalem te verlaat, en te gaan na die dorp Emmaus. Nou, kom ons lees saam daarso, in Lukas 24, begin daar by vers 13. En die twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. So daar was 'n tyd gewees dat hulle in Jerusalem was. En jy weet, Jerusalem beteken plek van vrede. En Jerusalem is ook die plek waar die tempel van God gebou was. So dit was die plek van samekoms, dit is die plek waar die mense na toe wil gaan, as hulle in die teenwoordigheid van God wil wees. En ek onthou, so rukkie terug, 'n paar jaar terug, het ons die voorreg gehad om Israel toe te gaan, en ons het ook daarso by die ek dink hulle noem die westelike muur van die tempel, is daar so 'n stuk van hom waar daar so is, en dit was amper vir my die hoogtepunt, en die graf was ook vir my lekker geweest, maar daai muur was vir my hoogtepunt, want ek het daar so gaan sit, en ek het net besef, hierdie is waar God se dwelling place, hierdie is die punt op aarde, waar God gekies het om sy allerheiligste te bou, daar waar die Here se teenwoordigheid is, en ek besef, ek staan hierso by daai plek, waar God se teenwoordigheid is. It's amazing. Nee, en so Jerusalem is spesiaal, maar hierdie twee manne was daar toe Jesus nog gelewe het. Nou, dis next level. Jy weet, hulle was in die teenwoordigheid gewees van die tempel, hulle was in die teenwoordigheid van Jesus, hulle was in Jerusalem, daar waar vergifnis is, daar waar mense hulle offers bring en vergewe word, daar waar restaurasie is, daar waar herstel is, en hulle was in gemeenskap met ander gelowiges gewees, dit was 'n goeie plek om te wees, maar toe gebeur daar iets, net so in my en jou lewe, gebeur daar partykeer goed, ek en jy is in 'n goeie plek, ons het die teenwoordigheid van die Here, ons ervaar Jesus, ons ervaar sy woord en alles, en dan gebeur daar goed in ons lewens, in ons finansies, ons families, ons verhoudings, in ons werksplek, in ons gesondheid, daar gebeur goeders, en ons wêreld word bietjie geskit. En net so word hierdie twee manne se wêreld ook bietjie geskit,
Want hulle is in Jerusalem, hulle het drome en verwagtinge en hulle hoop op goed, maar hier word Jesus gevange geneem, hy word gekruisig en hy sterf. En hulle wêreld word geskit, en baie keer voel dit vir my, of dit gebeur. Waar is die Here? Is die Here dan nou nie hier nie? Is iets, ek voel nie die Here se teenwoordigheid in my omstandighede nie, my wêreld is bietjie geskit. En hierdie manne besluit om weg te beweeg van Jerusalem af. Om weg te loop van Jerusalem af. Om na Emmaus toe te gaan. Jy weet, baie keer, as jy in die vuur is en jy haal die kool uit, kool op sy eie, dan raak hy koud. Hy kan altyd weer teruggaan en hy sal weer vlam vat. Maar hoe verder hy weggaan, hoe kouer word hy, tot hy eventueel hy heeltemal koud is. En hierdie manne begin wegbeweeg van Jerusalem af. In Lukas 24 vers 21, en ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag, met dit alles, die derde dag vandat dit plaasgevind het. Baie keer voel ons so, Here Jesus, ek het hier in my wêreld bietjie geskit en dis nou al die derde dag, Here, gaan jy nou niks doen nie, gaan daar nou niks gebeur nie, wanneer gebeur daar ietsie? En hoor wat sê, hulle sê, ons het gehoop. Is dit nie die woorde van 'n hart, wat bietjie teleurgesteld is nie? Want hulle woorde is nou in die verlede, ons het gehoop, want weet jy, hulle het sekere verwagtinge gehad toe hulle in Jerusalem was. Hier is die Here gaan deurkom, die Here gaan iets doen, die Here gaan die Romeinse ryk omvergooi, en hy gaan koning word, en hy gaan ons verlos. Hulle het sekere verwagtinge gehad van Jesus, wat almal gesê het in die profete van die Ou Testament, dat klomp goed gesê, en daar was sekere verwagtinge, en verwagtinge wat nie nagekom word nie, veroorsaak teleurstelling, en teleurstelling veroorsaak aanstoot, en as jy aanstoot het, dan stoot jy weg, en hulle besluit om weg te beweeg van Jerusalem af. En hier is die ding, hoe verder jy wegbeweeg van Jerusalem af, hoe kleiner raak die realiteit van Jerusalem. En dan begin jy op 'n plek kom waar jy nie eers meer Jerusalem sien nie. En al wat jy dan sien is jou omstandighede, jy fokus op jou frustrasies, jy fokus op die dinge om jou, want jy het begin so ver wegbeweeg van Jerusalem, dat jy hom nie eens meer sien nie. En nou begin jy ander goeie sien om jou. Want daar is 'n ding in Afrikaans wat sê, uit die oog, uit die hart. En hoe verder jy van Jerusalem af beweeg, wil ek jou sê, gaan op 'n plek kom, waar jy Jerusalem nie eens meer sien nie. Waar dit nie meer realiteit is in jou lewe nie. Waar jy net gefokus is rondom jou frustrasies en jou wêreld waarin jy lewe. Lukas 24 vers 15, en terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Jesus het net uit die graf uit opgestaan en hy besluit om hulle na te jaag. Ek wil vir jou sê, mense, as jy wegloop van Jerusalem af, sal die Here altyd Jerusalem weer na jou toe bring, daar waar jy is. Of jy hom nou herken of nie. Die Here gaan jou najaag. Die Here is lief vir jou. Die Here gaan jou nie los nie. Die Here is getrou aan jou. Die Here wil jou, hy is uitverkoop aan jou. Die Here gaan jou nie los nie. Hy gaan jou najaag. Ek wil jou 'n bietjie iets wys. Deuteronomium 31 vers 6. Adrie, gaan jy vir ons lees daai laaste deel van hy sal lees daai deel vir ons. Yes. Be strong, courageous and fair, for not fear and no being terror before them. He is the Lord your God, who goes with you. He will not fail you or forsake you. Hoor jy wat sê hy daar in Deuteronomium 31 vers 6. Die Heer Moses praat hierso met die volk. Moses praat. Die Here praat deur Moses. Hy sê vir die mense, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Moses praat met die mense, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Lees vir ons 'n bietjie Hebreërs, mag ek net skryf? Hebreërs 13 vers 5. Hou julle lewe
sal jou nooit verlaat nie. Jy nooit in die steek laat. Alright, hoor julle hierso? Ou Testament, Nuwe Testament, hier kom die Here in Deuteronomium 31 vers 6, en hy praat deur 'n mens, en hy volk, en die mens sê, Moses sê vir die volk, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Nuwe Testament, nou ek wil vir jou sê, hierdie skriffies het 10 teen niks daarmee te doen nie. Maar dis hoe wonderlik die Here werk. Die Here gebruik partykeer skriffies om met jou hart te praat. Het jy al ooit die Here vertrou vir ietsie? En dan oral waar jy gaan, is daar sulke signs. Nee, dit het niks met niemand anders te doen nie. Maar jy ry agter 'n trok en ons prentjie op 'n trok en wow, daar's 'n bevestiging. Die Here praat met my. Dit beteken vir die ander 50 karre wat voor of na jou kom, beteken dat prentjie niks, maar dis asof die Here daai prentjie gebruik om met jou te praat. En partykeer gebruik die Here skriffies, nê, en hy kom praat net met ons, want hy kom bederf ons 'n bietjie. En hierso kom die Here en hy kom in Deuteronomium 31 vers 6 en hy sê, en hy kom deur 'n mens en hy praat met die volk en hy sê hy sal jou nie begewe en verlaat nie. Maar 6 is die getal van 'n mens, jy gaan werk daarvoor. Jy gaan die wet moet nahou. Jy gaan die goeders moet doen. En dan gaan die Here daar wees vir jou. En dan kom die Here in die Nuwe Testament en hy draai hom om. 31:13 en 5 beteken genade, oorvloed, voorsiening. En hierso praat die Here self met jou. Hy praat nie meer deur mense nie, maar nou sê hy, as jy die skrifgie gaan lees die 33 vertaling. Hierso sê Moses, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. En hier kom die Here self en die skrifgie verander. En dis 2 plekke waar die Here hierdie sê, en nou sê hy, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sê dit 2 keer die woord nooit, want hy kom maak dit vas, want hy sê, ek het nou in die kruis gesterf vir jou. Ek is nou daar vir jou, ek sal jou nooit, jy hoef nie meer te werk daarvoor nie. Ek gee dit nou vir jou gratis. En jy sal ek jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Mense, laat dit vassink, want as jy deur moeilike tye gaan, as jou wêreld bietjie geskit word daar in Jerusalem, nê, het ons nodig om hierdie goedjies te hoor. Het ons nodig om te weet dat die Here direk na jou toe kom, want hy jaag jou na, hy pursue jou, hy gee om vir jou en hy kom na jou en hy sê, onthou my woorde. Ek Jesus sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Onthou dit, jy's nie alleen nie. Selfs op die 3de dag as ek by die graf opstaan, kom ek na jou toe en ek hardloop agter jou aan om daar te wees sodat jy weet jy's nie alleen nie. Partykeer voel jy ver van die Here af, maar weet dat daar in daai oomblik as jy so voel, is die Here nog steeds naby jou. Want die Here is nie afhanklik van jou gevoel nie. Die Here is nie naby jou oor jou gevoel nie. Miskien voel jy hy's ver, maar weet dat hy nog steeds daar is. Hy is nog steeds naby, hy is nog steeds daar by jou. Lukas 24 vers 16. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie herken het nie. Hierso kom die Here, en partykeer kom die Here nie in neon signs nie. Die Here daag nie daar by die 2 manne op, en wys hulle die merke in sy hande, en die spiesmerk in sy sy, en hy hou op sy rug nie. Nee, die Here kom nie, en wys hulle daai goeders nie. Nee, die Here kom en hy raak deel van hulle storie. Hy kom en hy loop in hulle storie in. Hy kom loop in dieselfde stofpad as wat hulle loop. En die Here raak deel van hulle reis, deel van hulle journey. Die Here kom partykeer, hy kom nie in hierdie groot wow moment in jou lewe altyd nie, maar die Here kom en hy word deel van jou storie. Want die Here is daar, want hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy kom en hy deel van jou reis en hy word deel van jou storie. Maar hulle sien nie meer Jerusalem nie. Hulle is weg van Jerusalem af. Hulle is nou gefokus op hulle frustrasies en hulle omstandighede en hulle probleme. En hulle sien nie eers dat Jesus daar is tussenin dit nie. Vers 17. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle so bedroef? Jy sien, die Here kom en hy skyn sy lig op daai situasie. Hy wil hê julle moet dit sien, want baie keer, kom ek vat sommer hierdie proppie. Baie keer vat ek my probleem
kom so naby aan my, dat ek nie meer vir Jesus sien nie. Maar hoe meer ek my probleem na Jesus toe bring, hoe kleiner raak my probleem, en hoe groter raak Jesus. Maar hoe verder ek van Jerusalem af wegbeweeg, hoe kleiner raak Jesus, en hoe groter raak my probleem, totdat ek hom nie eens meer sien nie, want ek is gefokus, net op hierdie. En Jesus kom en hy skyn sy lig op die situasie, want hy wil hê, hulle moet net realiteit neem weer van waar hulle is, sodat hulle dit net weer in perspektief bring, van wie Jesus is, teenoor hulle situasie. Lukas 24:18, en die een wie sy naam Kleopas was, antwoord en sê hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat hierdie dae en daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? Die Here is amazing. Die Here weet, hy was die middelpunt van dit. Hy was die een wat gevangen geneem, hy was die een wat gekruisig is, hy is die een wat in die graf is, hy weet van alles wat daar gebeur het, maar hy vra nog steeds, watter dinge, hoekom? Want die Here wil hê, jy moet met hom praat. Die Here kom en hy skyn sy lig op jou situasie, en dan wil hy hê, jy moet daai situasie vat en met hom praat. Selfs Jesus sê in Johannes, die Vader is in my en ek is die Vader, maar nog steeds het Jesus baie keer afgesonder om met die Vader te praat. Het die Vader alles geweet? Yes, hy het alles geweet. Van Jesus, oor Jesus, hy het sy toekoms, het alles geweet, maar nog steeds moes Jesus by hom afsonder, moes nog steeds het Jesus by plek kom waar hy met die Vader gepraat het. Al voel jy die Here weet alles, die Here wil nog steeds hê jy moet met hom praat. Die Here soek jy op daai plek waar jy na hom toe kom. Waar jy na hom toe hardloop. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Ek sal vir jou vrede gee, ek sal vir jou rus gee. Die Here wil hê, jy moet met jou situasie na hom toe kom. Hy wil hê, jy moet met hom kom praat daaroor. En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in die werk en woord, voor God en die hele volk, vers 20, en hoe ons owerpriesters en owerste hom oorgelewer het, tot die doodstraf, en hom gekruisig het. Hulle praat van hierdie wonderlike God, wat alles gedoen en die mag gehad het en alles, want hulle het 'n Jesus gesoek, wat hulle sou verlos. Hulle het 'n verwagting gehad op Jesus. Here, ons is in die moeilikheid, die Romeinse volk is oor ons wêreld word geskit, Here, en ons soek, ons verwagting is, die Here gaan ons kom vrymaak van hierdie goed, die Here gaan ons kom verlos van hierdie goed, maar mense, die Here het 'n groter prentjie gehad, hulle het dit nie gesien nie, en toe word hulle wêreld geskit, toe dinge nie loop soos hulle gewou gehad het moet loop nie, maar die Here het 'n baie beter ding gehad vir hulle, die Here het 'n baie beter storie gehad, want die Here het die prys van lyding betaal, sodat hulle kon vry wees in hulle lyding, nie vry wees van lyding nie. Jy sien, hulle het die Here vertrou om vry te wees van lyding, maar die Here het hulle kom vry maak in hulle lyding, want in hierdie wêreld gaan jy, you will have tribulation, maar hou goeie moed, want Jesus het die wêreld klaar oorwin, en daarom gee hy my krag, om staande te bly, sodat ek in die wêreld kan vry wees. Jy sien, mense baie keer verwag ons in situasies, Here, my finansies, Here Jesus, maar jy moet dit nou verander, en heeltemal wegvat, en my hele probleem uitsort. Jesus wil dit hê, maar dit werk nie altyd so nie. En dan het ons verwagting wat nie nagekom is nie, en dit maak dat ons teleurgesteld is, en dan neem ons aanstoot, en dan stoot ons weg. Want ons het 'n ander verwagting gehad, maar die Here sê, praat my, ek wil jou vry maak in jou omstandighede, in jou lyding, sodat in daai omstandighede jy kan in oorwinning lewe. En yes, partykeer kom die Here en hy sorg goed uit. Yes, en ons vertrou daarvoor. Dis hoekom ons altyd bid, Here, vir deurbraak, vir genesing, vir restaurasie. En ons gaan nie ophou om hierdie goeders doen. Ons gaan die Here altyd vertrou daarvoor. Mense, maar tot die dag wat die Here het besluit om dit te doen, moet ek vry wees in dit. Want ek ken nie altyd sy tyd nie. En yes, genees die Here vandag, absoluut.
Yes, voorsien die Here, absoluut. Yes, doen die Here wonderwerke, absoluut, mense. Maar partykeer wil die Here eers iets in my lewe kom doen. Voor hy iets om my wil doen. Lukas 24 vers 27, en hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgeleen al die skrifte en die dinge wat op hom betrekking was, en hier loop Jesus saam met hulle, en hulle het die beste Bybelstudie ooit. Jesus self gee vir hulle Bybelstudie. Mense, yes, partykeer ken ons die woord. Ons ken die antwoorde. Ja, ek weet, die Here is goed. Ja, ek weet die Here voorsien in alles. Ja, ek weet die Here genees. Ek weet die Jesus in die kruis gesterf. Ja, ek ken al die antwoorde. Ja, ek weet, maar ek is nog steeds blind. Ek sien nog steeds nie vir hom nie. En die Here gee vir hulle die beste Bybelstudie wat hulle moontlik kan hê, maar hulle is nog steeds blind. Hulle herken hom nog steeds nie. Vers 28, daarop kom hulle naby die dorp, waarin hulle op reis was. En hy het gemaak of hy verder wil gaan, maar hulle het by hom aangedring, sê, bly by ons, want dit is amper aand, en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En mense, ek wil vir jou sê, dis die T-aansluiting, want daar kom 'n plek waar jy 'n besluit gaan moet neem. Jy gaan moet besluit, gaan Jesus aanbeweeg, of gaan ek hom innooi? Gaan ek opgee, of gaan ek vashou? Gaan ek heeltemal wegbeweeg, of gaan ek by sy voete gaan sit? Mense, daar gaan, yes, die woord is daar, alles is daar, Jesus is by jou, Jesus sal jou nooit los nie, maar daar gaan 'n dag kom, wat jy gaan moet besluit, om dit te embrace, om Jesus in te bring. Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, jy moet oopmaak. Jy gaan die keuse moet neem om oop te maak, om hom te laat inkom, maar hy klop, glo vir my, hy klop, en hy gaan nie moeg raak om te klop nie, maar jy moet die deur oopmaak, en hy sê, en dan sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my, en hier is die ding, as jy die deur oopmaak, mense, dis waar die shift is, dis waar die skuif kom, want hulle het Jesus in hulle huis ingenooi, en Jesus het ingekom as die gas, maar toe word hy die gasheer. Nie amazing nie. Nee, jy is in jou situasie, nee, en jy is op 'n plek waar jy desperaat is, en ons ken al die antwoorde, en Jesus was lank in Jerusalem, ons weet van kerk, en ons ken die Bybel, ons ken al hierdie goeters, maar jy moet op 'n plek kom waar Jesus innooi, sodat hy van die gas na die gasheer kan skuif. En Jesus is die Here, en hy word die gasheer. Lukas 24:30, en toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken. Partykeer soek die Here jou by die tafel van intimiteit, en nie daar op die pad van werke nie. Want terwyl jy op die pad is, ek sort hierdie goeters, maar ek gaan dit maak werk, kom ons pres in, kom ons gaan aan, kom ons doen hierdie ding, kom man up, kom, maak vas, kom, ons partykeer wil die Here hê, jy moet hom net innooi, want ons by die plek van intimiteit, die plek van waar jy brood breek, wat jy sien, en daar waar jy hoor, partykeer wil die Here hê, maar net bietjie stil raak. Vers 32, en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Mense, dan moet 'n honger in jou hart wees vir Jesus. Dan moet 'n begeerte in jou hart wees, om die Here in te nooi. 'n Honger, waar jy op 'n plek, soos die Here gaan nie opgee nie, Here, ek nooi u in hierdie plek in. Lukas 24 vers 33, toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug,
en vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was. Jesus, as die Here opdaag in jou binnekamer, gaan jy terug gaan Jerusalem toe, want jou hart gaan draai. Die Here gaan iets in jou lewe doen. Hy gaan omstandighede verander. Daar gaan 'n shift wees in jou lewe. En as jy ver was van Jerusalem, wil ek vir jou sê, as jy die Here in daai binnekamer ontmoet, daai plek van intimiteit, kan jy nie help om dieselfde nag te gaan terug aan Jerusalem toe nie. Want toe dit begin skemer raak, Jesus sê, Here, ek wil nie aangaan, ek kom nie na ons toe, want daai tyd was daar baie bendes en goeie op die paaie wat die mense aangeval het en dit was al laat gewees en het vir Jesus sê, kom in die huis in. Maar toe hulle ontmoeting met die Here gehad en dieselfde nag in die donker opgestaan, al die pad teruggeloop Jerusalem, nie gewaarig oor bendes, oor 'n nag of niks van daai goeters nie, want hulle het 'n ontmoeting met die Here gehad. Is dit nie amazing nie? Mense, as die Here in jou binnekamer en as die Here opdaag, gaan jy nie anders kan om Jerusalem te begeer nie, om terug te gaan na die plek van intimiteit, daai plek van verhouding, daai plek van restaurasie, daai plek van hoop, daai plek van aanbidding. Jy gaan teruggaan so en dit maak nie saak van die pad en al hierdie goeters wat kom nie, en omstandighede en goed wat jy wil op die pad terughou nie, jy worry nie, jy wil teruggaan Jerusalem toe. Mag die Here, mag ons nou net 'n binnekamer oomblik hê. Mag ons net 'n binnekamer oomblik hê. Waar jy net sê, Here Jesus, ja Vader, ek ken die woord en ek gaan na die woord toe en ek luister na die beste preke wat daar is, Vader, en alles is beskikbaar vir ons, Vader, en die woord is daar, en ons ken die antwoorde, ons ken alles, Here Jesus, maar Here, ek letter maak dood, Here, ek het 'n ontmoeting met U nodig, Vader, ek het nodig om U op my binnekamer te ontmoet, Here, ek het nodig dat U die brood weer breek, Vader, ek het nodig waarby U kan kom sit, Here Jesus, Here, ek het nodig dat my oë net moet oopgaan, Vader. Nodig om net weer in verhouding met U te wees, Here Jesus. Vader, ek wil net nie my oë toe maak, net sien hoe jy die Here net innooi en hoe die Here net die gasheer word en hoe jy net saam met hom sit by die maaltafel of net daar by sy voete sit. En die Here het so begeerte om met jou te deel vanoggend. En die Here wil net die brood breek, sy lewe, hy breek die brood, en daaruit wys hy vir jou, ek het my lewe gegee vir jou, want dit is intiem, dit gaan oor jou nou, en hierso breek ek die brood, en ek breek dit, want ek wys vir jou, ek het my lewe gegee vir jou, ek is lief vir jou, ek gee om oor jou, ek is besorg oor jou, ek gee my alles vir jou, wil jy nie jou alles vir my gee vanoggend nie, wil jy nie surrender nie, wil jy nie oorgee nie, wil jy moenie hardloop vir goeders in hierdie wêreld nie, en kom sit net by my vanoggend en kom eet net van die brood, kom geniet net dit wat ek vir jou wil gee, die volheid, want ek het soveel wat ek vir jou wil gee, my hande is vol soveel, en vanoggend wil ek dit breek vir jou, en ek wil dit gee vir jou, en ek wil jy moet oorvloed hê, vanoggend. Ek wil jou terugbring na Jerusalem toe, die plek van intimiteit, die plek waar ek saam met jou kan wandel, die plek waar ek in verhouding met jou kan wees. Die plek waar daar hoop is, waar daar vrede is, waar daar vreugde is, waar daar oorwinning is, waar daar restaurasie is. Ek wil jy moet in daai plek beweeg. Here, ek gee oor, Vader. Ek gee vir U, Here Jesus. Here, ek vertrou U, Here. Nie die dinge wat ek kan doen nie, Here Jesus, maar ek vertrou U vanoggend, Here Jesus, vir wie U is, Vader. Ek kom hou vas aan U, Here. Ek sit hier so by die plek van intimiteit, Here Jesus. Raak my hart aan, Here, dat ek net weer bewus is, Vader, van U teenwoordigheid, van wie U is. Breek die brood, Here, ek wil eet. Ek kies U, Jesus. Vanoggend, Here, ek kies U. Ek kies nie dinge van die wêreld, Here, of uitkomste wat die wêreld bied. Ek kies U, Here. Lei U my na die regte plek, Vader. Ek kies U, Jesus. Ek kom gee my sorge en frustrasies en goeders vir U vanoggend, Here Jesus. Wat 'n goeie plek, Here, want terwyl ek op die pad was, Here, was ek oorweldig deur hierdie frustrasies, en is dit goed waaroor ons gepraat het die heeltyd, en is goed Here, maar nou is ek by die plek van intimiteit, Here Jesus. Is 'n plek waar ek het vir U wil gee, Here. Nie 'n plek waar ek bekommerd wees oor dit nie, of gefrustreerd wees oor dit nie,
maar om te weet, Jesus, U het die prys betaal, U breek die brood, Here, dis die teken van oorwinning, van die prys is betaal. Here, ek wil eet van daai brood vanoggend. Dankie Jesus, dankie Here, dankie Jesus. Maar dankie Here, dat dit nie daar kan stop nie. Dankie dat dit nie daar stop nie, Here. Want Lukas 24 vers 15 sê, toe hulle terugkom in Jerusalem, toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, daar by die tafel, daar by die plek van intimiteit, by die breking van die brood.